Moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. Met 'n eerste oogopslag mag party dink dat Jesus teen die bymekaar maak van rykdom vir onsself was. 'n Noukeurige ondersoek van hierdie teks wys dat sy fokus nie was op die bymekaar maak van rykdom nie, maar waar dit gebeure moet word. As gevolg van sosiale of ekonomiese onstabiliteit, oorloë, oneerlikheid en bedrog, die kortstondige verganklikheid of agteruitgaande aard van dinge, en selfs van ons lewe, is geen aardse rykdom waarlik verseker nie. Maar meer as dit, die dood sal ons uiteindelik skei van alles wat ons besit, tensy wat? Wel, tensy ons rykdom voor ons uit kan stuur na die ander lewe, die ewigheid. En dit is presies wat Jesus sê. Hy beveel ons, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar mot of roes dit nie kan verniel nie, en waar diewe nie kan inbreek en steel nie. Hy sê nie, maak vir my skatte bymekaar in die hemel nie. In plaas daarvan sê hy, maak vir julle skatte bymekaar in die hemel. Jesus is nie teen die bymekaar maak van skatte vir onsself nie, hy is teen die dwaasheid daarvan om hulle bymekaar te maak waar ons weet dit vir ewig verlore sal wees. Volgens Jesus, wat ons ook al belê in die verligting van lyding en om ander na verlossing te lei, word in die hemel gehou en wag vir ons. Terwyl alles wat ons op die aarde belê, verlore sal wees, sal diegene wat in die hemel belê en beplan om daar te wees, alles terug ontvang. Alles. Dit is 'n geen risikobelegging. Soos wat ons tiende en gelofte offergawes terugbring, mag ons begeertes laaste stel en God eerste.